Okay, so julle ons begin vandag met analitiese meetkunde. Analitiese meetkunde, omdat alles van graad 10 en 11 is van pas in graad 12, niks het verander nie, behalwe dat ons hierdie sirkel se vergelyking bykry. En hier is die standaard vorm. Nou die wenk is, enige vergelyking wat nie in die vorm is nie, gaan jy in die vorm moet kry en jy kan dit net kry deur vierkantsvoltooiing. So vierkantsvoltooiing is krities. As ek jou kan aanraai, gaan knap dit op. Okay, en onthou, ons kan die vergelyking aflei van Pythagoras af. Onthou, oorspronklik het Pythagoras uit die oorsprong uitgekom van 'n sirkel en sy koördinate op die oorsprong was 0 en 0 en dis hoe ons by hierdie vergelyking uitgekom het. Want hy het nie geskuif nie. So enige verskuiwing behoort my sirkel se oorsprong nou anders te lê. So wanneer daar A en B by is, beteken dit hy het netlik geskuif, die funksie het geskuif. Okay? So kom ons vee al hierdie goedjies uit, ons gaan probeer dit netjies hou en ons gaan beantwoord hierdie vrae. Hulle sê bepaal die koördinate van die middel van die sirkel, asook die lengte van die radius, en is eintlik baie maklik hierdie enetjie, want die X het 'n 0 by gehad. Jy kan sien daar was duidelik 'n 0 en y wat het 'n 0 gehad. So hy is 'n standaard vorm in die opsig. Sy oorsprong was dan net 0 en 0 en sy radius was die wortel van 36, né? Wat net 6 is. Okay. Ons kyk na die B gedeeltetjie. Weer eens gaan hom met neerskryf. Plus y min 2 gekwadreer en dit is 32. Ons gaan die oorsprong bepaal en die maklike deel is wat ons kan doen is, en dan gaan ek vir jou sê hoekom, is dat die plus 3 en die min 2, al wat verander, hulle die koördinate verander, so kom ons noem maar hierdie die middelpunt van die sirkel, so noem dit nou maar M, so hierdie word min 3 en 'n positiewe 2, so dis die koördinate. Ek gaan nou vir jou sê hoekom, want as jy kyk na die oorspronklike vergelyking, dan is daar 'n min A in, en hoe kry ons 'n positiewe A? Hierdie positiewe 3 is minus mal, so hier staan eintlik x minus 3, wat dan eintlik vir my die x plus 3 gee. So jy kan dit maar eintlik uit aanneem, maar dit is korrek, né? So jy kan net daai tekens verander, en daarom het ek nou die middelpunt se koördinate, en om die radius te kry, gaan ons letterlik net die wortel 32, die 2 daar in 'n wortel gesit, en dan is dit 4 wortel 2, want dit is 16 mal 2, ja, 4 wortel 2, perfect. Okay, so daai was die A en B gedeelte van die voorbeeldjie 1, so gaan na voorbeeldjie 2 toe, en voorbeeldjie 2 sê, hierso is die vergelyking van die sirkel. Hy is nie in standaard vorm nie, want onthou standaard vorm met 'n x minus getal gekwadreer. In die geval is dit 0, ons kan dit sien, maar die y minus getal is nie gekwadreer nie. Hierdie moet ek die vierkant voltooi by hierdie stukkie. Hy is nie in standaard vorm nie, né? So ons gaan die vierkant al voltooi, kan jy nou onthou. Ek gaan 'n bietjie kleiner skryf en bietjie links op het netjies lyk. So die x kwadraat gaan ek hou. Die y kwadraat gaan ek hou, die min 6 gaan ek hou, die 55, min 55 gaan ek oorgooi. En onthou nou, dan gaan ons altyd mos hier iets by plus, en aan die ander kant ook. Okay, okay, so julle, wat gaan ek nou daarby plus? Kan julle onthou, en ek gaan dit nou merk, onthou, ons vat nou maar die langpad, dat jy net verstaan wat jy doen. So ons gaan ons hierdie min 6 vat, ons gaan hom halveer, wat dan eintlik min 3 is, en ons gaan dit kwadreer, en dan moet ek die min 3 hier ook by sit, en ook kwadreer. Okay, kom ons gaan terug na die swart toe, nou gaan ons dit mooi skryf. Hierdie x het ek nie vierkant voltooi nie, maar hier het ek, die y gaan daarin, en dan een van die min 3's gaan ons hier in, en dan gaan dit kwadreer, né? En dan, ek gaan net my is gelyk, ons nou nie onder mekaar nie, so hierdie is 55 plus 9, dan kan ek hom net bietjie mooier skryf, y min 3 gekwadreer, my insgelyk, ons moet nou eintlik onder mekaar wees, maar het is nie. So wat is die middelpunt van hierdie sirkel? Jy kan nou sien hier, is dan ons het 'n plus 0, want daar is niks by nie, en dan die y se teken gaan ons verander, en dan wat gaan die radius wees? Die radius gaan die wortel van 64 wees, wat net 8 is. Okay? So jy gaan altyd die vierkant voltooi, wanneer hy nie in standaard vorm is nie.
Ons doen gou nommer B. Nommer B, ons sê x kwadraat plus y kwadraat plus 2x plus 4y is gelyk aan my 11. Ons gaan die vierkant voltooi, maar ons moet net gou in standaard vorm skryf of so naby aan standaard vorm as moontlik. Ek gaan die 2x'e ek gaan dit na mekaar toe vat, dan gaan ek mos hier iets by plus. Okay. 4y en ek gaan hier by ietsie by plus en dan gaan ek dit wat ek by plus by albei kante by plus. By die 11 by plus. So wat ek by die x doen, moet ek ook by die y doen. Ons gaan al twee aansit. Kan jy onthou nou wat ons doen van hier af? Ons gaan hierdie positiewe 2 halveer. So dit gee my net vir my 1 en 1 gekwadreer. En dan gaan ons die 4, die positiewe 4 halveer, wat 2 is, en ons gaan dit kwadreer. Nou moet ek dit aan die ander kant bysit. So hierdie is 1 kwadraat wat ek hier bysit en 2 kwadraat wat ek daar bysit. En nou kan ek dit in standaard vorm skryf. Hierdie is x plus 1 gekwadreer plus my y plus 2 gekwadreer is gelyk aan die 11 plus 1 is 12 plus die 4 gee vir my 16. Perfect. En van hier af kan ek die middelpunt kry of die middelpunt van die sirkel wat ek nou maar M noem, omdat ons verander sy teken, so dis die middelpunt en die radius is net wortel 16 wat in die geval net 4 is. Okay, so ons gaan hier na voorbeeld 3 toe. Hulle sê write down the equation of the circle. Skryf die vergelyking van die sirkel neer. En hulle gee hulle vir my die middelpunt. Hy sê hy is in die oorsprong, so kom ons skryf die standaardformule neer. So die standaardformule is mos x minus a gekwadreer plus y minus b gekwadreer is gelyk aan my radius kwadraat. Hulle gee vir my gaan deur die oorsprong, so ons weet hierdie is x minus 0 gekwadreer plus y minus 0 gekwadreer en gee hulle vir my radius. Ek dink hulle sê vir my dit is 20 eenhede. So hierdie is 20 gekwadreer en dan kan ek dit so gou in standaard vorm skryf en hierdie is 400. So dit is die vergelyking van nommer 3a. Ons doen sommer nommer 3b ook gou. Daai b is lelik. 3b. Okay. Hulle sê hy gaan punte 3 en min 2 en hy het 'n radius van 3. So ons skryf gou die standaard vorm neer. X minus a gekwadreer plus y minus b gekwadreer, omdat jy hoef nie die lang pad te vat nie, jy kan net inprop, ek wys net hoe om dit te doen. So die 3 gaan daarin. So hierdie is x minus 3. En dan gekwadreer plus, en dan gaan ons is ek nou by die regte een? Ja, ek is by die regte ene. So dit is minus 2, wat dan net 'n plus 2 word, gekwadreer, en die radius is 3 eenhede gekwadreer. So die vergelyking is x minus 3 gekwadreer plus y plus 2 gekwadreer is gelyk aan 9, en daar is die vergelyking van nommer b. Okay, ons gaan nou na die vierde voorbeeld toe. Hulle gee vir my 'n sirkel se vergelyking, nou neem ek aan, ja, en hy is eintlik baie maklik, want hulle sê die vergelyking van die sirkel is as volg, so ons weet amper half hy hardloop deur die oorsprong, né? Ekskuus, daai is lelik, en ons weet daai radius is 13, okay? Maar hulle sê op hierdie sirkel is daar 'n punt, en dit weet nou nie waar die punt is nie, maar kom ons maak hom sommer net daar in 3 en b, en al wat jy doen is jy moet die onbekende uitwerk, so ons prop net die punt in, né? So dat ek net gaan daai ding mooi maak, so het ek die x-waarde, ja, ek het min 3 gekwadreer, né? Dis wat ek in het, so ek gaan dit net in die vergelyking inprop. Het ek die y-waarde, ja, ek het b gekwadreer, is gelyk aan my 13, so hierdie is 9 plus b kwadraat, is gelyk aan 13, so b kwadraat is gaan 13, so die 9 oorvat, dan word ons een min 9, so b is gelyk aan 4, so ons kan eintlik sê dat b, as jy dit so wil doen, is net gelyk aan plus of minus 2, as jy dit bietjie meer fancier wil doen, kan ons so gemaak het, ons kon gesê b kwadraat, dan bring ons daai 4 oor, dan word dit mos 'n negatiewe 4, en dan kan ons gou gefaktoriseer het, want dit is die verskil van 4 kante, so dit is plus 2 en min 2, so b is dan gelyk aan plus 2,
min 2 of B is gelyk aan positiewe 2. Een van die twee wat jy ook al wil doen is altyd perfek. Onthou tyd is nie in ons kant nie, so ons wil nie te veel skribbel aan die goedjies nie. En dan gaan ons gou nommer 5 doen. So nommer 5 sê hulle, determine the equation van die sirkel wat 'n middelpunt het van 1 en min 1, kom ek teken net gou 'n bietjie mooi hierbo. So die sirkel se middelpunt, nee, kom ek teken nie daai lyne in nie. So die sirkel se middelpunt is 1 en min 1 en hy gaan deur 'n punt van 2 en 5. 2 en min 5, is nie 'n sketsie nie, ek neem aan is so ietsie. Ok, hulle sê bepaal die vergelyking. So wat skryf ons gaan die standaard formule neer, wat ons eintlik net x minus a is gekwadreer, plus y minus b gekwadreer, is gelyk aan radius kwadraat. Het ek die oorsprong, en dan kan ek dit in die a en die b se plekke sit, so ek gaan die min 1 hier inprop, daai 1, wat dan net 'n min 1 word, en ek gaan die min b insit, so y is gelyk aan, hy word mos 'n positiewe 1, korrek, net in vervang, en dan, wat was die vraag? Bepaal die vergelyking, so ek het die R nodig, so ek gaan net kyk, as ek 'n onbekende punt soek, dan gaan ek daai een punt wat hulle nog vir my gegee het, in vervang. So as ek daai punt in vervang, dan het ek die x en die y, so hierdie is 2 minus 1 gekwadreer, plus min 5 plus 1 gekwadreer, so ek het net in vervang om my R te gaan uitwerk, so hierdie is net 1 gekwadreer, en hierdie is min 4 gekwadreer, is gelyk aan my R kwadraat, so hierdie is 1, plus 16 is R kwadraat, so R kwadraat is gelyk aan 17, so my vergelyking sal dan wees, x minus 1 gekwadreer, plus y plus 1 gekwadreer is gelyk aan 17, en dis die vergelyking van my reguitlyn. Ok, julle so voorboekie 6, hulle sê, gegee dat 'n sirkel se vergelyking is x kwadraat min 4x plus y kwadraat plus 2y min 20 is gelyk aan 0. Ek gaan sommer nou dadelik, kom ons skryf maar die ding neer. So wat ons gaan doen onthou die ding is nie in standaard vorm nie, so ek moet die vierkant voltooi. So ek gaan eers gou vir my 'n spasie byskep hierso, wat ek moet by plus, maar ek aan die ander kant ook by plus y kwadraat plus 2y, en nou hier gaan ek met die by plus, die 20 gaan ek oorgooi. En onthou, by hier 20 gaan ek nou iets, in die kant gaan ek nog 2 keer goed met by plus. Ok, so wat is dit wat ek moet by plus? Dis hierdie min 4 gehalveer, wat min 2 is, gekwadreer, né? So dis min 2 gekwadreer, en hierdie is plus 2 gehalveer, wat 1 is, 1 gekwadreer, so aan die ander kant gaan ek hierdie ook met by plus, daar en daar, so kom ons skryf dit net proper, so ons gaan sê hierdie is x min 2 gekwadreer, plus y plus 1 gekwadreer, maar dit wat ek hier by geplus het, moet ek aan die ander kant ook by plus, so dit was die min 2 gekwadreer wat 4 was, en die 1 gekwadreer wat 1 was. En as ek hierdie nou in standaard vorm gaan skryf, is dit x min 2 gekwadreer plus y plus 1 gekwadreer, en hierdie is net 25, so ek weet dat hierdie middelpunt van die sirkel, wat jy het ook al wil noem, wat hulle sê dis O, so O se koördinate is, ons verander sy teken, né? So dis die middelpunt van die sirkel, en ons weet die radius is gelyk aan wortel 25, wat net 5 is. So daai was eintlik baie maklik, nie te moeilik nie. Die tweede deeltjie van die vraag is 'n bietjie triekie, want hulle sê, as KP 'n diameter is, beteken nou hierdie sirkel wat ons nou hier het, okay, waarvan, daar is nie 'n sirkel nie, nou hierdie sirkeltjie wat ons het, wat ook nie 'n sirkel is nie, dit kom net probeer mooi trek, ekskuus julle, okay, daar is 'n sirkeltjie, ons het 'n punt hier, en sy middelpunt is 2 en min 1, so hulle sê KP is 'n diameter van die sirkel, en P is 'n punt op die
op hierdie lyn. So kom ons teken so met 'n lyn hier deur. Ons weet nou nie waar hy is nie, maar ons sê punt P is hier en hy is 5 en 3 en dan neem ek aan K gaan hier wees. So hulle sê bereken die koördinate van K en nou moet jy teruggaan. Jy moet nooit vergeet van jou analitiese meetkunde van graad 11 nie. Want ons kan jy onthou, ons het altyd die middelpunt gedoen, die middelpunt waar ons die middelpunt gaan uitwerk het, daai formule vir die middelpunt koördinaat. Kan jy onthou? Maar hierdie keer is die middelpunt gegee. So onthou nou as ek die middelpunt gegee word, gaan ek die formule opdeel in 2. Ek gaan sê, ek dink hierdie was O, ja. So ek gaan sê die X van K plus die X van P, alles op 2 is gelyk aan die X van my O. Okay. Nou het ek die X van K, nee ek het nie, so hy bly net die X van K. Het ek die X van P, ek het ek die X van O, ja, die 2. Nou X van K, ons gaan net so kriskras maal, so hierdie is 4, so X is dan gelyk aan min 1. Okay, dis K se koördinaat, en dan gaan ek dit ook met die y moet doen. Ek gaan die y van K vat, plus die y van P, alles gehalveer, en dit moes gelyk aan die X van my, die y, wat se nonsens skryf ek nou, die y van my O, het ek die y van my K, ek het nie, het ek die y van my P, ek het, gehalveer, het ek die y van my O, ja, min 1, ons gaan weer kriskras maal, so hierdie is min 2, so y is dan gelyk aan min 5, so die koördinate van K gaan dan min 1 en min 5 wees. Okay. Onthou net al die analities van graad 10 en 11 is bitter baie belangrik.